Johan Strauss se illustrasies is 'n ware bonus vir die boek. Hy gaan te werk met baie humor, wat die tekste in die algemeen baie goed pas, en hy het die mees interessante klein besonderhede wat hy inwerk. Hier is byvoorbeeld by die storie van Kokkenenetjie, die slimme klein hennetjie, is daar 'n boom, en nadat ek omtrent 10 keer al na die illustrasie gekyk het, het ek gesien, maar hier in 'n kwas, in 'n gat eintlik van die boom, loer 2 oogies uit. En dit is 'n wonderwerk vir 'n kind, want hy ontdek dit en dink, nou wie se oogies? Is dit 'n uiltjie? Is dit 'n voeltjie? Wie se is dit nou eintlik? En dan is daar sy ruimtelike persepsie, is uitstekend. Sy illustrasies is geensins plat, soos wat 'n mens dikwels kry nie. Hulle is, jy kan tot ver deur agter sien. Jy kan van onder na bo kyk, soos byvoorbeeld die illustrasie hier by die Doodromandro. Die Doodromandro is 'n ou verhaal wat opgeteken is deur Edie Du Plessis, oorspronklik. Die 3 seentjies hardloop in die voorgrond, dis bo op die berg, dis veronderstel om Tafelberg te wees, en daaronder lê die baai en die huise. Die Doodromandro self toring oor die seentjies. Jy kan duidelik sien hoeveel groter en hoër hy is. En om hierdie soort van ruimtelike uitbeelding te doen, is glad nie so maklik nie. So het grafiese studente, kunststudente al vir my gesê. Maar Johan seil daardeur asof hy dit elke dag doen, wat hy waarskynlik doen.